siel ons nou weer. Onze Hemelse Vader, ons kom om U naam te loof en te prys vanoggend. Here, ons is alreeds die hele oggend van gisteraand af, toe die Sabbatsure aangebreek het, is ons verheug omdat dit Sabbat is. En nou, Here, bid ons dat U met ons sal gaan deur hierdie tyd. Terwyl ons saam sing, uit U woord uit lees en praat oor die liefde van God, mag het wees dat dit 'n riem onder ons hart sal wees, tot eer van U, in Jesus naam. Amen. Ek wil U nooi om saam met my te kyk na ons skriflesing vanoggend uit Ester. Net voor Job, né? Ja. Ester, hoofstuk 5. Moet ek hierdie wegdraai? Ester hoofstuk 5 en daarvan vers 12. Ester hoofstuk 5 vers 12 tot 6 vers 1. En ek lees, verder sê Haman, selfs het koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd toe laat kom wat sy aangerig het nie, as net vir my, en ook vermoere is ek deur haar genooi saam met die koning. Maar dit alles baat my niks, solank as ek die Jood Mordegai in die poort van die koning sien sit. Toe sê sy vrou Ceres en al sy vriende vir hom, laat hulle 'n galg van 50 el hoog maak, en sê môre vroeg aan die koning, dat hulle Mordegai daarin moet ophang. Gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. Die woord het Haman geval, en hy het die galg laat maak. In dieselfde nag het die slaap van die koning gewyk, en hy het gesê dat hulle 'n gedenkskrif, die kronieke moes bring, en toe dit die konings voorgelees word. Die koning voorgelees word. Mag die Here hierdie skrifgedeelte seën vanoggend terwyl ons 'n bietjie kyk na hierdie verhaal in die skrif. Weereens maak ek van hierdie geleentheid gebruik om almal welkom te heet. Mag die woord op eer en stigting van ons wees. Ons sal die Here dien deur saam te sing van lied 259, al die verse. Die
Vir wie dit moontlik is, sal ons die Here nader op ons neem. Here, ons kom na U toe in ootmoed. En ons wil U loof en prys vir die wonderlike gawes wat ons elke dag uit U hand het ontvang. Here, maak ons bewus daarvan. Ons is soms geneig om te dink, ja, dit moet so wees, want ek het daarvoor gewerk. Maar sonder Jesus se ondersteuning en sy krag en toewyding sou ek dit nooit gemaak het nie. Want ek kan alles deur hom doen en nie uit my eie krag nie. Here, ons kom en ons wil U vra dat U hand van seëning ons sal uitstrek oor ons gemeente. Ja, Here, laat daar eenheid sal wees in die leringe wat verkondig word, leringe wat U vir ons bekend gemaak het in die woord, leringe wat vir ons gegee word deur studies wat aan ons voorgelê word. Ja, Here, ons het alles tot ons beskikking. Ons moet net bereid wees om dit te gebruik. En ons wil na U toe kom en ons wil U Holodomor aan U opdra en vra, Here, hou U hand van seëning oor ons. Daar in Uniondale, Rietbron, Stytlerwil, almal deel van ons genootskap, Here, is almal deel van ons gemeente. Ja, ons is almal deel van Christus se liefde, wat hy mildelik oor ons uitdroog. Here, ons wil vra dat die hand sal strek oor ons jeug, wat onder geweldige druk gaan deur die aanslag van die duisternis. Daar's soveel wat hulle van die Here af wil weglok. Want dit is maklik. Dis lekker. Ek het nie nodig om verantwoordelik te wees nie. Maar daar's 'n prys wat betaal gaan word. Mag ons besef dat Christus ons verlosser en saligmaker is en dat ons kan rek na hom en dat hy ons sal rig en lei en dat hy vir ons die antwoorde sal bring op die tyd soos dit nodig is. Ons kan alles doen deur Christus se krag. Deur die uitstorting van die Heilige Gees wat in ons lig, wat in ons lewens is, kan hy ons lei en vir ons die waarheid leer. En laat ons sal luister na die sagte stem wat daar is om U te eerbiedig. Here, ons wil vra dat U stortreën sal stuur in die omgewing, want mens en dier is afhanklik van dit. En U is die gewer van die lewegewende waters. En so wil ons ook vra dat U ons siele sal benat en besprinkel met U lewegewende waters. Dat ons dit sal uitleef en dat ons Christus sal verkondig en weerspieël, dat die mense kan sien daar's 'n lewende God wat verlossing bring. Here, vergewe ons sondes. Help ons om dit af te lê en nie weer op te neem nie. Geef vir ons die krag om die insig te hê dat dit wat sondig is, dat ons dit na U toe kan kom, na U toe kan bring vir vergifnis. Ons kan dit slegs in U krag doen. Ons bid dit hierso in Jesus wil. Amen. Amen. Ons het geleentheid om ons tiendes en offergawes na die Here te bring.
Ons sluit ons oë. Here, U gee so mildelik. Ons het 'n geleentheid, dit wat ons ontvang het, na U toe terug te bring en te vra dat U hand van seëning oor dit sal wees en dat U dit sal gebruik en ter uitbreiding en voltooiing van die werk op die aarde. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Ons sal nou voortgaan om die Here te eer en te loof met lofsang van lied 7, al die verse staande. Kinders is hier, is dat so? Gaan maar kinders voor die tafel pakken. Ek gaan al 12 ons kinders vra om vorentoe te kom. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 van julle, né? Dink julle kan tel? Sê maar liever niks, né? OK. Kom ek sit hier saam met julle. Want vandag wil ek net vinnig 'n bietjie praat. Ek is bly hier is ten minste 2 seuns en 'n meisiekind. Meisies kan ook stout wees, né? Sê ja, dankie. Ek het groot geword onder plaasmense, maar jy kan maar sê ons het seker op iets soos amper 'n plot gebly. En ek was 5 of 6, dink ek was 6. Toe koop my oom vir my 'n geskenk vir my verjaarsdag.
Nou as 'n mens 6 jaar oud is, wat dink jy gaan jou oom vir jou koop vir jou verjaarsdag? Sê bietjie. Wat sou julle dink? Sê weer? Ja. Nee. Wat moet jou oom nie vir jou koop as jy 6 jaar oud is nie? 'n windbuks. Ja, 'n windbuks. 'n pellet gun. En ek het geleer daar's sekere veiligheidsmaatreëls. Jy mag nooit 'n geweer optel om te skiet voor jy nie om jou gekyk het nie. En seker gemaak het dat daar nie mense voor jou is nie. Almal moet agter jou wees as jy 'n wapen het. So het ek geleer. En toe trek ons dorp toe. Ons 'n klomp seuns. En dis lekker en ek het my windbuks en een van die ander seuns het 'n groter windbuks. Ek het 'n Jacado 16 gehad, sommer 'n klein dingetjie. Maar toe ek hom kry, toe hy so moeilik om te laai, ek moes hom teen 'n boom sit om hom gelaai te kry. So pieperig was ek nog. En toe ons nou in die dorp kom, toe is daar nou groter seuns en een van hulle het 'n Jacado 35 gehad. Dit is 'n sterk windbuks. En ons is eendag besig en ons loop rond met ons windbukse en daar kom 'n seun verby. Hy was 'n Engelse ouetjie gewees, Johnny Hall. En ons der hom. Ons sê vir hom want ons het so clownhoed gehad. So lang een wat so op jou kop pas wat ons mee geskiet het. Jy weet, gaatjies in geskiet het. Sien wie kan die hoed raak skiet. En ons der hom, ons sê vir hom, sit die hoed op jou kop. Dan skiet ons hom van jou kop af. Gelukkig het ek nie geskiet nie. My maatjie het geskiet en wat dink julle het gebeur? Voor in die kop. Daar gaan Johnny Hall hospitaal toe. En ons paniek. En gelukkig het die ouetjie wat geskiet het regtig nie baie goed geskiet nie. Want die koeltjie het hom net so gevang hier so op die kopbeen en afgeskiet. So, soos die Engelse sê, moral of the story, is Jesus pas ons op. Nie net die ouetjie wat geskiet is nie, maar ook die wat geskiet het. Sodat daar nie 'n ernstige ongeluk. As jy 'n windbuks vat en jy beweeg hom hier 1 millimeter oor daai distansie in die oog. Van daar tot daar, alhoewel dit meer as 'n millimeter is, maar as jy die loop 'n millimeter skuif, dan skuif hy so ver op die distansie. En so die Here ons bewaar. So ek wil net vir julle sê, wees versekerd dat selfs wanneer mens stout is, beteken dit nie dat Jesus weghardloop van ons af nie. Hy is nog steeds daar so. Maar vertrou op hom. Jy moenie stout wees nie. Dis die antwoord. Okay, julle kan maar gaan sit. Dit is stout wees. It's a moral of the story. Miskien moet ek 'n boek skryf, Bertie se Kaskanades. As baie. Fransie? Toe Fransie vir my vra vir die liedere, sy sê sy wil dit teen Woensdag hê. Woensdag het gekom en gegaan en Woensdag aand toe stuur ek haar 'n boodskap. Sê ek is nog nie eers naby aan liedere by 'n preek uitbring nie. Nommer 1, nommer 2, ek is nie een wat dit dikwels doen nie. Ons sing. Dis nie noodwendig deel van die preek nie. As ek iets deel van die preek wil maak, dan doen ek dit spesiaal en ons gaan die laaste lied gaan ons luister na 'n lied. Ek hoop dat dit kom duidelik deur na julle. Toe baie van julle ken die liedjie dalk
van u ken dit dalk nie. Maar dis 'n diep lied. Is dit 'n Hy is kosher. Ja, hy is afhangende met watter gees jy na hom luister. Okay. As jy met 'n sekulêre gees luister, dan hoor jy net 'n sekulêre liedjie. As jy diep luister, dan hoor jy die liedjie agter die liedjie. En dit glo ek sal ons hoor vanoggend. John en Agnes, 'n Filipino paartjie, albei verpleegers. John werk in die, what do you call it, where they do the urinary, waar hulle hy masjiene het as jou niere opgepak het. renal unit. Dialysis. Hy's 'n dialyse spesialis, verpleger. En sy vrou was maar in die sale gewees. Oulike paartjie. En ons vra vir hulle of hulle na die wêreldkonferensie sessie toe kan gaan. Nou dis wie van julle was al ooit by 'n General Conference session gewees? Ek het die voorreg gehad om een by te woon en dis absoluut, ja, mense, as jy soontoe gaan, dan kan jy nie anders as om uit te loop en trots te wees dat jy 'n sewende dag Adventis is. Dit is net 'n verskriklike, wonderlike ondervinding. Nietemin, ons vra vir hulle of hulle kan gaan en hy antwoord toe, hy sê nee, ongelukkig nie. Want hy kan nie sy kind uit die skool uitneem vir 8 dae nie. Hulle sal hom op daai stadium was die boete so gelyk aan 2200, 2500 rand. Wat hy beboet sal wees om sy kind uit te neem. En nie net dit nie, jy weet, dis nie te veel geld nie. Mense kan sê, ag, weet jy, vir 8 dae oorgaan Amerika toe van Engeland af, want dit was toe in Engeland gewees. Dis die moeite werd. Jy weet, om 1500 of 2000 of wat ook al te betaal, boete te betaal vir jou kind wat nie in die skool is nie. Hy sê toe vir my, maar hy sê dis nie, ek sê toe vir hom, ek sê, maar jy weet, dis nie veel nie. En hy sê toe vir my, nee, hy sê, maar dis wat saam met die boete kom is 'n child supervision order. So julle kinders wat in die skool is, julle kan bly wees julle is nie in Engeland nie. Want as jy daar nie skool loop nie, dan kry jou ouers 'n boete. Hulle kry nie net 'n boete nie, hulle kry 'n child supervision order. Nou lees ek vir julle wat is 'n child supervision order. A child supervision order allows the local authority to assist and befriend the parents of the child and support them in providing appropriate parenting for the child. This often applies to cases where the parents need extra support and guidance in raising their child. So, kyk nou mooi wat gebeur hier. Dis die local authority, en in ons geval is dit waar? Munisipaliteit. Munisipaliteit. Ja, is dit so. Se plig om ouers te monitor oor hoe hulle kinders moet grootmaak. En hulle dan guidance te gee oor hoe die kinders moet groot word. Ek kry 'n paniekbevange oproep in daai selfe distrik van 'n ander ouer. Sy kom van Suid-Afrika af. Hier Thohoyandou wêreld. So dis nou, ons ken nou Suid-Afrikaanse kultuur en ons wyse van spraak. Ons kan baie tong in die kies dinge sê en niemand neem dit ernstig nie. As jy Europa toe gaan, of definitief Engeland toe gaan, dan neem hulle alles persoonlik en ernstig op.
Jy weet, hulle dink nie in terme, is net Skotland, wat 'n humorsin het soos wat ons het. Die Engelse glad nie, die Skotte is skerp. Nou sê dit vir julle wat die Engelse is. Hulle is stom. Die vroukie bel my, sy sê vir my pastor, sy sê please help, you must come urgently. Die kind was in die skool. Nou hy was in ons terme so standaard 4 of graad 6. Graad 6. En die juffrou sê iets. Nou onthou die seun is 'n Adventiste jong seentjie. En die juffrou sê iets wat net nie in sy norm van waardes inpas nie. En hy sê vir die juffrou, hy sê, I can't do that, my mother will kill me. I can't do that, my mother will kill me. Daai middag is die polisie by haar deur en die maatskaplike werkster en hulle wil die kind wegneem. Hierdie Child Protection Order. Dit kos my daai vrou konfronteer wat die kind daar in Semier, hulle moet sy tas pak. En as hulle jou kind gevat het, jy kry hom nie terug. Die hoops wat jy moet deurspring om jou eie kind terug te kry is amper onmoontlik. En ek speel toe maar ook die rasisme kaart. En ek sê toe vir haar, ek sê kyk, ek is die predikant. Ek sê en ek het intussen ek gou-gou wat noem jy dit? Waar jy iemand se character reference getik oor die ouers. Pa was 'n tandarts en die ma was 'n hoogs gekwalifiseerde laboratoriumtegnikus. En ek doen die character reference en ek vat dit saam. En is geteken deur my. En ek sê vir haar, ek sê vir haar, as julle vandag moeilikheid wil optel, moet julle hierdie kind vat. Sy sê, ja, maar jy weet dit en dit en dit, die skool, kyk wat die onderwyser sê is Bybels, jy weet. En sy sê vir my, ek sê vir haar, listen, ek sê, I will report you for racism. Ek sê, I give you my word. I am going to report you for racism. I want your name. I want your registration number. Dis nou hulle registrasie as 'n maatskaplike werkster. Ek sê, because this is blatant racism. Ek sê, in our culture, ek sê, to say my mother will kill me, simply means that will be unacceptable to my mother. Maar dit maak mens bang as jy hierdie dinge begin sien. Ek raak al hoe meer bekommerd. Ons is daar en ons hoor die ding, hulle adverteer dit op die TV. Shop your neighbor. Shop your neighbor, shop your neighbor. Hulle moedig dit aan, to shop your neighbor. Ek gaan na een van die dames in die gemeente toe en ek sê vir haar, hoor, jy sê vir my net bietjie, hierdie shop your neighbor, beteken dit nou, ek weet hulle wil die motors van die paaie af kry. Engeland is 'n klein landjie. Jy weet, en hulle het hoë besoedelings. Hulle het nog net nie in Witbank rondgery of in Middelburg nie, maar hulle voel dis baie hoog besoedeling. En ek sê toe vir haar, beteken dit nou dat ek moet nou na my bure toe gaan en sê, hoorie, ek gaan winkel toe. Is daar iets wat julle nodig het? Jy weet, dan spaar dit nou 2 motors ry winkel, dit maak mens nou sin, shop your neighbor. Sy lag,
Sy sê vir my, no, that's not what it is. It means that you must keep an eye on your neighbor and report them to the local authority. That's shopping your neighbor. Toe vind ek uit dat byvoorbeeld, en ek is toe ook geshop. Ek is toe nie te lank daarna nie. Toe ondervind ek wat shop your neighbor is. Ek het 'n boompie afgesny. En toe ek sien toe's iemand daar met 'n maatband. As 'n boompie oor 3 duim dik is, sy stammetjie, dan mag jy hom afsny. Dan moet jy toestemming kry by die stadsraad of by die local authority om die boompie af te sny. Enigiets onder 3 duim kan jy sny. En die boompie was amper 4 duim dik. In die moeilikheid. Ja, jy kyk na 'n boete in vandag se terme van amper R22,000. 1000 pond. 1000 pond boete. So dit is wat dit is to shop your neighbor. Nou kyk jy na jou buurman en jy is absoluut jy het 'n polisman mentaliteit wat jou totaal absorbeer. Jy het een heilige plig en dit is om seker te maak dat niemand anders foute maak. Om jou. Of dit op boureëls is of op alles so. En dan lees ek miskien moet ek net sê, as jy in Londen rond beweeg, dan word jy omtrent 700 keer per dag dopgehou deur kameras. Dit is die mees dopgehoude land in die wêreld. En stad. Behalwe ons smart cities nou in China. Ons smart cities in China is nou so dat daar's proefstede in China waar jou karakter dopgehou word en hoe jy in lyn bly met die plaaslike regering. En daarbey word jy geëvalueer. En een van ons adventiste in China het biblioteek toe gegaan en hulle kon nie hulle kaart swipe nie in een van die smart cities. Hulle kon nie op die trein klim nie. Kon niks doen nie. Toe is hulle jy kan maar sê geblacklist as gevolg van iets wat hulle gesê het of wat ook al. So die smart cities word al hoe meer daar's baie sprake dat dit gaan na die res van die wêreld toe. Maar weet jy wat, die mense raak so gewoond aan die beheer. Dat jy weet dis maar net ons het vir 12 jaar byvoorbeeld gebly in wat 'n welsynstaat is. Ek luister een aand na 'n gesprek op die radio terwyl ek ry om lidmate te gaan besoek en die debat gaan oor kinderopvoeding en die vrou bel in en sy sê, well, it's time that the government sets out the necessary rules of how to bring up a child. Ons het dit staan in die Bybel. The government. Nee broer, the government. En jy sal verbaas wees hoeveel mense het saam met haar gestem, ingebel en gesê, that's a brilliant idea. Let the authorities tell us how to educate and how to bring up our children. En almal aanvaar dit goedsmoeds as deel van die lewe. En wanneer die tyd reg is en die mense word voorgeset sê hoe om te aanbid, sal hulle so gekondisioneer wees deur al hierdie ander goedjies dat dit maar net, that's okay. Jy weet, kyk as die local authority vir jou kan sê hoe om jou kind op te voed. En nou kom die local authority en hulle stel voor hoe jy moet godsdiens beoefen. That's fine.
Want jy het nou al stelselmatig stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie geleer om dit net te aanvaar. So dis moontlik waarheen die wêreld gaan. Moenie 'n fout maak nie. En geen haan sal daaroor gekraai word nie. En dit sal ook nie gaan ek onthou destyds het die vorige paus, die een wat die ouetjie wat Polish was. Ja, Ratzinger, dink ek. Hy was 'n Pool gewees, maar dis terwyl ons daar was. Dis voor die een wat van Suid-Amerika afgekom het. Was he the one? He went to one of the European, I think to his home country. En hy het 'n pleidooi gerig. Broers en susters, u verstaan nie health and safety regulation in hierdie land. Broer dokter, u weet nie wat dit is om in 'n hospitaal te werk waar daai health and safety is soos in Europa nie. Jy gaan vir jou vasloop, dit absorbeer al jou energie om seker te maak dat jy nie die health and safety breach nie. En hy praat toe daarso in sy toespraak. En jy weet, ek het altyd gedink, jy weet ons praat van Sondagwette. Kom ons wees eerlik, jy weet, as jy nou 'n stoere Hindoe is, praat ek nie eens van 'n moslim, en die wêreld wil nou Sondagwette op jou toepas. Regtig? Ek weet nie. Ek weet nie, as jy Christen is, kan ek die bedreiging aanvaar en verstaan. Maar as jy 'n Hindoe of 'n Boeddhis of selfs 'n Moslim is, weet ek nie hoe maklik dit gaan wees nie. Maar die man praat toe daarso en hy rig 'n pleidooi onder die health and safety legislation van Europa. En hy pleit met die maatskappye, meer die winkels, en hy sê julle moet ophou om moeders uit hulle huis uit te neem op 'n Sondag. Health and safety. Want dit, of course, health and safety, family welfare. Not health and safety. Want daar moet eendag 'n week wees wat daai moeder saam met haar kinders en haar man kan wees, en die enigste dag wat dit kan wees is op 'n Sondag. Maak dit sin, want hy werk nie. Daar's Saterdag skool, daar's nie Sondag skool nie. Jy sien, ons is nie in Suid-Afrika nie, broers en susters. Ons is in ander dele van die wêreld. As jy Suid-Amerika toe gaan, dan gaan jou kinders skool toe op 'n Sondag. Baie van die Europese lande. Baie van die eilandlande. Dis basies net die Engelse, die plekke wat destyds deur Engeland beheer was, waar jy miskien nog op 'n Saterdag die Saterdag en die Sondag af het. En hy stel voor dat dit het tyd geraak dat ma's op 'n Sondag in die huis is en laat die winkels toemaak. En ek sê vir myself, hier sit ons en wag dat die kerk dit moet doen. En intussen vlieg hierdie vliegtuig onder die radar deur van health and safety regulation. En nou vra ek vir jou, kom ons vat nou maar net die health and safety regulation. Wat daar is, as jy kyk na supervision orders en hoe sterk die staat alreeds in seker, en as ons dink dit kom nie hiernatoe nie, kyk net wat is besig om te gebeur met die reëlings oor kerke in ons land. Daar's groot hoeha oor church legislation en die regering wat kerke wil regeer. Nou, in 'n sekere sin is dit seker dalk 'n goeie ding, maar nietemin.
as hierdie ding moes deurkom op daai vlak, gaan die Hindoe 'n probleem hê daarmee. Ja. Nee, Health and safety. nee, natuurlik. Ek meen, as 'n Hindoe moeder nie hoef te gaan werk nie, onder die wetgewing van family health and safety en alles, en die boeddhis en die moslim ma het die voorreg om by die huis te bly. What a pleasure. En net daar het ons 'n wetgewing. Net daar het ons. Maar ek praat te veel, want ek kom nie uit by wat ek eintlik wil sê nie. Ons lees in Profete en Konings, Prophets and Kings, die verhaal van Ester. En ons lees dat hulle alreeds deur die eerste koning van die Medes en die Perse toestemming gekry het om terug te gaan Jerusalem toe. Maar die groter meerderheid van die paddas het nog in die lou water geswem. Verstaan julle wat ek sê? Julle ken daai storie, né? Paddas in die lou. Die groter meerderheid van die paddas het nog in die lou water geswem. Want die lou water was lekker. Natuurlik. Hulle was 70 jaar daar. Van hulle kinders is getroud met ander kinders en hulle kan nie eers meer. Hoorie, my neef is in Australië. Hulle is hier weg toe hulle kinders sulke oudjies was, 5 en 7 omtrent, miskien bietjie jonger. Daai kinders kan nie 'n woord Afrikaans praat nie. En is 15 jaar, 20 jaar. Yes, 20 jaar. So nou, wat nou van 70 jaar? En ons word vertel dat die meerderheid van Israel was nog in wat lankal Babylon was. En happy. Hulle het hulle werke. Hulle het hulle plekke, hulle het hulle huise. Hulle plasies, hulle alles. En dinge gaan goed. Maar ons ken die storie en ek gaan nie te veel detail daaroor sê nie. Vashti, die koningin, women's lip. Nee, lees die Bybel. 2 dinge het gebeur. Nommer 1, sy het geweier toe die koning haar roep. Nou, selfs vandag in Iran sal 'n vrou nie weier nie. Kom ons wees eerlik. Sy het nie die reg om te 3000 jaar is kort in terme van kultuur, hoor. So hulle is nog steeds waar hulle was in Bybelse tyd. Hulle is nog steeds daar. Want wat het hier gebeur in hierdie verhaal is dat sy het nie gekom toe die koning haar geroep het nie. Die koning is bekommerd daaroor en natuurlik word sy gedefrok. Wat is die Afrikaanse woord? Jy weet, sy word, haar kroon is weggevat as koningin. Ja, en nie net dit nie, die koning vaardig 2 dinge uit. Hy sê dat hierdie ding is 'n probleem, want alle vrouens gaan sien hoe ongehoorsaam sy was. En hy gee 'n tweede uitvaardiging en hy sê alle mans moet 2 dinge doen. Hulle moet die baas in die huis wees en hulle moet seker maak dat hulle taal gepraat word in die huis. Lees die Bybel. As jy, ek dink as hoofstuk 4 of 5, maak dit baie duidelik dat koningin Vashti se gedrag het 'n probleem geskep vir vroueregte. En dat sy 'n voorbeeld sal wees vir alle vrouens. En daarom vaardig hy hierdie bevel uit dat die mans moet sê ek is die baas in die huis. Ons het dit vandag nog eintlik so selfs glo dit of nie, maar dit steek baie kop uit nou in ons eie kerk. En ek probeer nou dink aan die woord
maar dis basies male. Ja, it's called something else. Maar jy weet, dis tyd dat ons mans weer, nou in 'n sekere sin is dit waar, dat ons moet nog steeds die huis rig. Patriarg. Maar nietemin, ek sal dalk die woord net nou onthou, ek weet nie. Die forgetter die raak ook beter as die memory deesdae. Maar nou kom ons en ons sien dat die koning se raadgewers, en dis interessant, die Bybel sê die jonger raadgewers, kom na hom toe en sê vir hom, koning, laat Vashti gaan. Sy is geskiedenis. Kry vir jou 'n paar jong dames, waaronder jy kan kies. Waaronder jy kan kies, nou as jy party van die ou boere vat wat alleen op die plaas is, dan ons het 'n spreekwoord wat sê 'n ou bok soek Lyk groen blare. jong blare. En hulle sê vir die koning, en Hadassa is haar naam. Hadassa of Gadassa eintlik. In Hebreëus beteken dit mirteboom. En die mirteboom se blom lyk soos 'n ster. En daarom kry sy die Persiese naam van Ester, wat beteken ster. Interessant, né? En sy kom voor na die dood van haar ouers het haar neef Mordegai haar moes grootmaak. En die Bybel sê vir ons sy was 'n mooi meisie. Sy was baie mooi. En sy gaan na die koning toe onder dwang, want onthou, hier's nou 'n bevel wat uitgevaardig word. Alle jong meisies wat mooi van aangesig is, sal kom. So hier gaan hulle kry hulle oproeppapiere en hulle kry hulle weermagnommer 693852227. Sal hom nooit vergeet nie. En hulle moet gaan. En dit is nie maanskyn en rose nie. Hulle word 'n spesiale dieet gevoer. Hulle word mooi gemaak vir 'n hele jaar. Lees die Bybel. Vir 'n hele jaar is hulle in hierdie voorbereidingsskool, preparatory school. Ja, so iets, né? Om voorberei te word. Nou kan ons vra, wat dan nou van Mordegai en Ester? Waar pas hulle in? Jy weet, nêrens hier word die naam van God in hierdie hele boek genoem nie. Glad. Maar in sy afwesigheid, in my nota sê ek hier, dis een van daai waar is God verhale wat vir ons sê daar is God. Deur te vra waar is God, kan jy nie anders as om te sê daar is God. He is wat sê hulle by his absence? Hy's prominent deur sy afwesigheid. Hy's absoluut prominent deur sy afwesigheid. Jy kan hom nie miskyk nie. Maar nou vra jy jouself die vraag, jy weet, waar is Mordegai en Ester gewees in hierdie verhaal? Hulle is Jode. Maar niemand weet dit nie. Hy sê ook vir haar, hy sê, jy sê nie vir iemand wat jou herkoms is nie. Nou is dit so 'n slegte ding. Het hulle leuns vertel? Nou, ek weet nie, maar jy weet, my gedagtes gaan na ander toe. Was hulle dalk backsliders gewees? Was hulle nie meer egte Jode gewees? Het hulle nie meer omgegee oor hulle herkoms nie? Het hulle vergeet dat hulle is die uitverkore volk van God? Beide van hulle. Ek glo nie. Want
Jy weet, en dis wat ek hou van die Bybel, die egtheid van die Bybel, want Nikodemus, het heimlik ingekoop op Jesus. Moenie 'n fout maak nie, gaan kyk mooi. Hy het ingekoop op Jesus. En as jy sien wat skryf die Gees van Profesie, dan sê sy, hulle het die vergadering gehad toe hy en Josef van Arimatea nie in die kon teenwoordig wees. Want hulle het geweet. Maar nog steeds het daai twee manne gevoel dat hulle moet daar wees. As deel van die wat noem ons dit? Ek wil nou sê die Knesset, maar die 70 die Sanhedrin. Thank you, Dave. Hulle moet deel wees van die Sanhedrin. Daar's 'n plek vir hulle daar. En ek dink dit is dalk dieselfde met die twee mense gewees. Moet Ester en Mordegai gewees. Dan wonder ek soms, hoekom het ons nooit 'n liedjie van Dare to be, ons het Dare to be a Daniel. Maar ons sing nie Dare to be a Esther nie. Ons sing ook definitief nie Dare to be a Mordegai nie. Maar ek wil 'n bietjie praat oor hulle, en die opskrif van my preek vanoggend is verrassende nederigheid. Verrassende nederigheid. Jy weet, nederigheid, kom ons wees eerlik, broers en susters, nederigheid is nie maklik. Veral in hierdie wêreld van vandag. Weet julle wat? So 'n paar jaar terug, julle dalk die tragediese storie gelees van 'n Britse meisie wat Australië toe gegaan het. En sy staan by een van hierdie fenomenale plekke in Australië waar daar net soos in 600-700 meter reg af in die see in. Staan sy daarso en sy staan, en wat is sy besig om te doen, meisies? Kom ek illustreer dit. Ek hoop nie ek val nie. Hier 500-600 meter af. Daar is die see daaronder. Sy staan in selfies neem. En sy val daarop. Sy is nie net dood nie, sy is verpletter. So nederigheid is nie maklik nie. Vandag se kultuur. As ek hier in die dorp loop en ek sien net mense wat my foon is slim. Hierdie goed is slimmer as wat hulle hou ons dop, hoor. Kom ek sê vir julle, ons sit en praat in die sitkamer nou die dag oor iets. Daai aand toe ek op Facebook gaan, toe is daar advertensies oor daai onderwerp. Maar jy kan maar kyk, hier's 2 selfies op hierdie foon, hoor. Net 2. Jy het selfies. Ek het selfies. Ek het nie. 2. Jy het beter as ek, broer. Hierdie teenstrydighede in die Bybel. Vertel my die Bybel is eg. Dit vertel my die Bybel is eg. Wanneer die Bybel nie iets probeer toesmeer nie, wanneer dit nie 'n Egiptiese skrif word, waar al die slegte dinge uitgekap word en net die goeie behou word nie. Die Bybel is eg. Die Bybel praat van mense wat nie altyd toe the line, wat sê ons in Afrikaans? Jy weet, nie altyd in lyn bly nie. Ons weet nie waar Ester en Mordegai hulle self bevind het nie, maar een ding weet ons, dat toe dit crunch time is, toe maak hulle staat op die een wat hulle heimlik in hulle hart geberg het. Praat met 'n man hier in die dorp. Ek gaan nie sy naam noem nie, maar jy hoef nie te probeer raai oor wie dit is nie. Hy is 'n harde besigheidsman. Hy besit redelik
redelik eiendom. Vir een of ander rede, daar's baie mense wat niks van hom hou nie. Ander mense is dalk vriende met hom. Maar vir een of ander rede het hy nou maar net bietjie geconnect met my, vir watter rede ook al weet ek nie. En ek staan eendag met hom gesels en ek sê vir hom, hoe gaan dit? Want hy het ook nie deur 'n maklike tyd gegaan die laaste ruk nie. Hy sê vir my, nee, dit gaan goed. Hy sê hy weet die mense dink slegte dinge van hom en niks van hom nie en die tipe ding. Hy sê vir my, maar ek wil vir jou sê, ek weet in die aande as ek daar op my plaas is, met wie ek praat. En hy wys. En ek sê vir myself, ja, ek weet daarom nie as jy dit vir hierdie dorp moet sê of hulle jou sal glo nie. Maar ek glo hom. Want ek weet, agter hierdie fasaad, agter hierdie harde, dalk selfs lelike mens, is daar 'n persoon wat vir my gesê het, hy weet met wie hy praat in die aande. Nou kan ek sê, "Jo, lekker. As jy met hom praat, hoekom wys jy dit nie? Hoekom is jou gedrag nie so nie? Hoekom is jy nie nederig nie? Hoekom is wel, gee kans. Die Here werk nog aan my. Hoekom nie met hom nie? Jy weet, 'n diamant moet maar bietjie gevry word voordat hy begin blink. Maar ja, so waar het hierdie twee mense hulle self bevind? Ek wil vir julle sê dat dit duidelik vir my is dat hulle God nie vergeet het. Alhoewel God afwesig is in die hele boek. So diep in hulle harte het hulle nog die hoop van verlossing gehad. Dit het net daar weggekruip. Dit het net in die aande op my plaas weet ek met wie ek praat. Maar bedags as ek hier so loop en ek is 'n buffel, dan is dit maar net my manier om myself dalk te beskerm. Wie weet. En nou bevind Esther haarself in die paleis, op hierdie spesiale dieet, op hierdie body toning, op leer paleis etiket, in velgoedjies aansit en al hierdie goede. En moenie 'n fout maak nie, hierdie meisies is, almal wat soontoe is vol vrees. Want hulle lewe het vir ewig verander. Want hulle is nou deel van die harem. Hulle behoort aan die koning. En net vir ons wat volwassenes is, onthou net een ding, dat al die manne wat daar diens gedoen het in daai paleis, was nie meer manne nie. So daar's geen hoop vir 'n normale lewe vir 'n jong meisie nie. Haar drome van miskien trou, miskien kinders hê, miskien al daai goed is verby. Hulle is nou diensmeisies, waarvan een van hulle die eer gaan wees om koningin te wees. Ons weet wat die Bybel sê. Die Bybel sê, en die koning, ek lees hierso, en die koning het Esther liefgekry meer as al die vroue. En Esther is koningin gemaak. Terselfdertyd is Mordegai blykbaar 'n prokureur, min of meer, dit klink soos ons vandag sou sê, want hy sit in die binnehof van die koning en daar gee hy raad, hy's 'n raadgewer. En hy hoor 2 hekwagte wat besig is om te konkel om die koning te laat doodmaak. Dis eintlik lank voor hierdie tyd, hoor. Lank voordat Esther party kommentare reken 5 jaar. Tussen die tyd wat hy
hierdie manne oor praat het, vir Ester gesê het om vir die koning te gaan waarsku dat hulle wil hom doodmaak en dat die twee manne in hegtenis geneem is en die koning se lewe gespaar is teenoor die tyd waar ons nou kom by Haman. Maar of dit nou 5 jaar is en of dit nou 5 maande was, wat is die verskil? Die feit is, Mordegai red die koning se lewe. Deur hierdie twee mense te rapporteer dat hulle probeer het om, soos ons nou vandag sal sê, 'n coup uit te voer op die koning. Om 'n lang storie kort te maak, hy gaan aan en vir een of ander rede kry hy geen erkenning dat hy die koning se lewe gered het. Geen erkenning nie. En die Bybel sê vir ons, en al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want intussen is Haman toe nou visie-president, of wat ook al jy dit wil noem, hy's eintlik reg onder die koning. En die Bybel sê, die koning het sy ring afgehaal en vir Haman gegee. Nou ons weet wat dit beteken in terme van regering. Dat Haman praat namens die koning. Hy hoef nie elke keer terug te gaan na die koning toe. Hy het vol autoriteit by die koning gekry. En nou gebeur dit so dat Haman kom nou en hy loop deur hierdie poort en wat moet almal doen? Hulle moet buig. Dis een van my moeilikste dinge wat ek ondervind het vir die 12 jaar wat ons in Engeland was. Vernaam die vrouens. As die koningin naby is of verbykom, hoor jy so, dit is net, jy weet, hulle bly daar tot hulle dink sy's verby. En dan staan hulle weer op. Die coaching, maar dis meer as dit. Party van hulle is totaal, en dis wat hier gebeur. Elke keer as Haman kom, dan moet almal buig, behalwe een. En Mordegai sê, daar's net een voor wie ek buig. Dit is my redder, my God en my Here. En ons ken die storie. Miskien het Mordegai Spreuke 6 vers 16 tot 19 geken. Hy moes die Torah tog geken het. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here, hierdie 7 vir sy siel is vir sy siel 'n gruwel. En hier kom dit, en miskien moet ons ook partykeer 'n bietjie daarna kyk. Wat hou die Here nie van nie? Wat haat die Here? Trotse oë. Ja. 'n Leenagtige tong. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Dit kan ek verstaan. 'n Hart wat onheilsplanne beraam. Ja. Ek weet nie of julle skuldig is nie, maar ek is. Hierdie ding van 'n hart wat onheilsplanne beraam. Ja, toe maar. Voete wat haastig na kwaad toe loop. Ek weet nie. Een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. In Afrikaans noem ons dit skinder. Het jy gehoor? Het jy gehoor ou so en so? Wat wil jy eintlik doen? Jy wil eintlik ou so en so bietjie afbring sodat jy bietjie kan opwees. Dis hoe dit werk. Dis maar hoe dit werk. As jy sleg praat van iemand anders, dan gee dit vir jou die voordeel om bietjie beter te wees. Jy weet. Dis die dinge wat Mordegai dalk geken het, wat geplant is in sy hart. En net daar besluit hy, hierdie Haman vervul al daai dinge. Nou moet ek voor hom neerbuig. Nooit nie.
diep in sy hart, het Mordegai getrou gebly aan sy Skepper, en Ester ook. En nou wil ek kom en afsluit met 'n paar gedagtes oor hoe die Here, en as ons bang is, broers en susters, oor die toekoms. Jy weet, gelukkig is ons in Holemore. Hier is nie soveel kameras in die straat wat ons dop het. Jy weet, ons bure hou ons dalk 'n bietjie dop. maar tyd gaan aan en dinge verander. En almal gaan nie noodwendig Jerusalem toe nie. Almal gaan nie noodwendig in die berge in nie. Want iemand moet die werk in die stede ook nog doen. Dit weet ons. Lees wat sê my profeet daarvan. En dan is daar dalk die van ons wat oukei is. Wat gewoond geraak het aan die lou water, ons padda-sindroom. En ons swem lekker rond. En die water word 'n bietjie warmer en ons is oukei. En wanneer die water amper kook, dan is al ons broers en susters besig om ons te sê, ja, kyk 'n bietjie wat gebeur hierso. Hulle bly, hulle gaan nie terug Jerusalem toe. En nog steeds is God se genade oor hulle. Hy het hulle nie onterf nie. Hy het hulle nie ontlief nie. Hulle het na hierdie verskriklike oordeel, het hulle nog een geleentheid gehad om weer terug te gaan Jerusalem toe. Die Here se genade is so groot. As ons maar net soveel genade teenoor mekaar gehad het, soos wat God teenoor ons het. Ja, koning het 'n slapelose nag. Kyk hoe werk die Here. Kom ons hou hom wakker. Kom ons hou hom wakker. Hoe raak jy aan die slaap? Wel, jy vra vir hulle om die kronieke te kom lees. How boring is that? Die man wat gevra word om die kronieke te gaan haal en te kom lees, het nou 'n keuse, hoeveel volumes is daar? Wat een gaan ek vat? Ek glo absoluut. Ek is absoluut oortuig daarvan dat die Here se hand was daarin. Vat hierdie een van die rak af. En hy kom en hy bring hom. En hy lees. En hy lees die verhaal van Mordegai. En die koning sê, is dit al wat die storie is? Hy sê, ja, my koning, dis al. Hy sê, is daar nie 'n stuk wat vertel hoe Mordegai geëerd is nie? Nee, hy is nooit geëer nie. Right. So, eerstens die koning se slaaploosheid. Tweedens die regte boek. En derdens die versuim om voorheen vir Mordegai te vereer. Want as Mordegai voor dit vereer was, dan is die Jode uitgewis. Dan het Satan sy doel gehad om die bloedlyn van Jesus te versmoor, voordat Jesus gebore kon word. So werk die. Die versuim om Mordegai te eer. En Mordegai het nog steeds getrou gebly. Hy het nog steeds elke dag in die koning se poort gedien. Hy het nie rondgeloop en getop en gesê, wel, ek het sy lewe gered en hy het absoluut niks aan my gedoen nie. Hy het my nie eers 'n lollipop gegee nie. Wat staan nog 'n bakkie koek, susters? Julle weet waarvoor ek lief is. Nee, want die Here is in beheer. Die Here is in beheer van mense wat al 2 keer die geleentheid gehad het om terug te gaan Jerusalem toe, maar bly swem het in die lou water. En dis die genade van God. Dis die genade van God. Wat vir my vertel dat hy nog steeds
vir my lief is. Vir hierdie man wat ek net nou genoem het, kan sê, ek weet met wie ek praat in die aand. En die Here sê, my genade is daar, ek watch hom, ek gaan hom nog vang. Ek moet net genoeg tyd hê om bietjie vir hom te gaan kuier. En die Here begin 'n werk aan die kant van sy geliefdes. En ons ken die storie. Haman hang aan sy eie galg. Mordegai, en dankie vir daai liedjie. Nou kom ek terug na jou toe. Want ons eerste liedjie wat ons gesing het, is van 'n kroon en 'n huis. Haman sê vir die koning, toe die koning sê, hoe moet ek iemand vereer wat goed was teenoor my? En Haman dink is hy. Hy sê vir die koning, sit vir my koningskleed aan. Sit vir sy perd 'n kroon aan. En laat die mense hom deur die dorp lei. En ek is 'n koningskind. Daar het ons liedjie ingepas. Sy het nie eers geweet waaroor ek gaan preek. En so vereer die Here ons. Ek pleit eerstens met myself vanoggend. Kom ons bind ons aan Jesus vas. Kom ons bind ons aan Jesus vas. Kom ons soek daardie herlewing met God. Ons het dit nodig. Hierdie kerk in Holemore het dit nodig. Ons mense in die dorp ons het nodig om vriende te maak met ons mense in die dorp. Laat ons sulke dinge kan hoor. En dat ons daar kan wees vir hulle om hulle te bemoedig. Wanneer al die ander mense dink hy's 'n buffel. Is daar 'n plekkie in sy hart wat roep na iets groter. En broers en susters, as ek en u nie, hierdie broers en susters, hierdie geliefdes, hierdie kinders van God, as ons afsny van hulle, omdat ons bang is vir een of ander contamination, Ons gaan dit kry. dan is ons van geen baat. Dan is ons nie daar om te hoor as iemand sê, ek praat met hom in die aand. Mag dit wees dat die Here ons hierdie genade sal gee. En eendag, weet ek, as ons vasgebind is aan Jesus Christus en op 'n kerk speel en waarlik onsself bind aan Jesus. En ons beland in so 'n situasie. Al is ons dan paddas wat in die lou water swem, in die oë van ander mense. God is ons redder. Amen. Amen. Ons gaan nou net daai liedjie. Ek gaan Gideon? eintlik vra, ekskuus. Ek gaan eintlik vra dat ons nie gaan afsluit met 'n gebed nie. Kom ons luister na die lied en dan gaan ek ons elkeen 2 minuutjies gee vir persoonlike stil gebed. En dan sal ek en Sydney opstaan. Is jy gemaklik daarmee of nie? Moet ons liever afsluit met 'n gebed? Goed. OK. Ons luister na die lied, dan sit ons vir so 'n oombliekie stil en dan gaan ons vra dat die klavier ons begelei of die orgel laat ons uitstaan. Hulle moenie net raak nie, dan moet swart, anders maak ek nie saak nie, wat in die wêreld is liefde, as ons stil sit. My hande moet bind, want ek staan op genade, ek moet soek na die pad, wat vorm my dade, waarvoor is vangers en onderhande, as ons sit. Nooit ervaar, waarvoor is vangers en voete dan daar, as ons sit agter mure,
en niks ooit ervaar nie. Die dag is vol gat en die deure val. Sien mense die dit soms val, maar as modder vol hart weer van die mense as iemand daar buiten wat ek praat nie, maar wie is my God as ek uitroep verraad, my klere is vol skeure waardeur my hart bloed, maar sonder die skeure sal my liggaam hulle moet nie net raak nie, my voete moet swak, anders maak ek nie saak nie, wat in die wêreld is liefde, as ons stil sit. My hande moet want ek staan op genade, ek moet soek na die pad, wat vorm om my dade, waarvoor is vingers en voete dan daar, as ons sit agter mure, en niks ooit ervaar, waarvoor is vingers en voete dan daar, as ons sit agter mure, en niks ooit ervaar nie. Want ek staan op genade, ek moet soek na die pad, my dade, zijn voete dan daar, as ons dit agter mure, en niks ooit ervaar nie, waarvoor is vingers en voete dan daar, as ons sit agter mure, en niks ooit ervaar nie, waarvoor is vingers en voete dan daar, as ons sit agter mure, en niks ooit ervaar nie, waarvoor is vingers en voete dan daar, as ons sit agter mure, en niks ervaar nie.